Welkom weer eens saam met my, Brunilde de Tooy, in ons program van aangesig tot aangesig. Vanmôre sit ek en die Here gee vir my hierdie skrif in Jeremia 3 vers 13. Alleenlik ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die Here jou God oortree het en jou weë gerig het na die vreemdes onder elke groen boom, maar na my stem het julle nie geluister nie, spreek die Here. Vers 14. Keer terug, o afkeurige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle, en ek sal julle neem, een uit 'n stad en twee uit 'n geslag, en sal julle in Sion bring. Jy weet, baie keer sit ons in die posisie waar ons eintlik iets in jou lewe gedoen, of dat iets gebeur, of jy was aandadig aan iets, of jy was nie aandadig aan iets nie, maar jy het 'n skuldlas wat jou terughou. En daai skuldlas keer dat jy nie teenwoordigheid van die Here kan in. Dit hou terug, dit breek jou af. As jy voor die Here kom, het jy nie vrymoedigheid nie. Daar is volgens Psalm 103 net een ding wat tussen jou en God kan staan. En dit is wanneer ek en jy nie bely het wat ons verkeerd gedoen het nie. Partykeer moet ons bely namens iemand anderster. En om te bely beteken letterlik om in daai gaping te gaan staan en daai sonde op jou te neem. En te sê, Here, ek is jammer dat aborsies plaasvind, waar ek daarvan weet dat ons as mensdom daai keuse maak, want ons dink dit is my liggaam en ek kan besluit. Of waar jy weet dat die voorvaders het kontrakte met Satan aangegaan, en jy weet dit, soos vrymeselary. Daar's baie rituele wat totaal satanies is. En ons voorvaders het baie keer hierdie goed gedoen. Ons moeders het baie keer hulle ring gevat in 'n haar en oor hulle pols geswaai om nou te voorspel of dit 'n dogter of 'n seun gaan wees. En in daai tyd het hulle letterlik 'n sataniese ding gedoen om daai deur oop te maak met wat hulle gedoen het op daai oomblik. Dis belangrik om verantwoordelikheid daarvoor te vat en voor die Here te kom en te sê, Here, ek repent vir ons onkunde. Miskien as jy in Jeremia 22 daar vanaf vers 28 lees, dan sak jou moed. Is hier 'n man, Gonia, 'n veragte, verbruiselde voorwerp, of 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie? Waarom is hy en sy geslag weggeslinger en weggewerp in 'n land wat hulle nie ken nie? O land, 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 hoor die woord van die Here. Vers 30. So sê die Here. Skryf hierdie man op as kinderloos, 'n man wat nie voorspoedig sal wees in sy dae nie. Want dit sal niemand van sy geslag geluk om te sit op die troon van Dawid en nog oor Juda te heers nie. Hy's totaal so 'n misoes dat hy uitgestoot word en gesê word, jy is veragterlik. En die Here het gesê, geen van sy nasate sal ooit op die troon van Dawid sit nie, as gevolg van sy swak gedrag en swak besluite en swak optredes. Dit is nie altyd maklik om hierdie goed te lees, as daar iets in jou lewe gebeur het wat swaar en moeilik was, of jy ly aan depressie en hierdie goed trek jou terug. Ek wil jou sê, om te ly aan depressie kan jy nie die hand van die Here los nie. En Psalm 103, elke keer wat jy bely om vas te maak in geloof,
Soos in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons weet, ons hoop daarop, ons weet dit is daar, ons weet dit is daar, maar ons sien dit nie. En so nodig het ek en jy om vas te hou aan God en aan sy waarheid, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang, sodat die dinge wat in vers 3 sê hy, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het albei 'n beter offer aan God gebring as Kain. En ek en jy moet weet, om geloof in God te hê, is om hom voluit vas te vertrou, selfs al sien ons nie 'n ding nie. En in ons wêreld waar ons so baie middele het, waar ons kan gaan gou-gou navorsing doen oor 'n ding. Ons kan gou-gou vir AI vra en ons kan gou-gou 'n internet oopmaak en ons kan 'n antwoord kry. Het ek en jy nodig om bietjie oudtyds te dink as dit kom by geloof. Want geloof is dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy niks weet nie, maar jy weet dit so. Want jy het dit nie gesien nie, maar jy weet dit so. Jy het dit nie gehoor nie, behalwe by God. En verder weet jy dat dit is so. Want if God said it, that settles it. Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin wandel het, geen voordeel gehad het nie. So jou spyse, jou kosse, het nie die geestelike voordeel wat die woord van God in jou gees het nie. Ek vat jou dan na Jeremia 30, die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. So spreek die Here, die God van Israel, skryf vir jou in 'n boek al die woorde wat ek met jou gespreek het. Want kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek die lot van my volk, Israel en Juda sal verander, sê die Here. En ek sal hulle terugbring in die land wat ek aan hulle vaders gegee het. En hulle sal dit in besit neem. Ek wil jou aanmoedig, kry vir jou 'n joernaal en skryf daarin neer die skrif wat die Here met jou deel en dit wat hy in jou gees met jou praat, daai gedagtes wat by jou opkom rondom daai skrif wat jy gelees het, daai wat diep in jou hart inpraat. Dis eintlik die Heilige Gees wat in jou inpraat. Want dis die Heilige Gees wat in ons wil om te werk, sodat ek en jy kan verander en meer kan word soos Jesus. Ons het 'n stem van verskrikking gehoor, daar is vrees en geen vrede nie. Is dit nie hoe dit op die oomblik voel reg deur die wêreld nie? Ons lees verder in vers 6. Vra tog en kyk of 'n manspersoon baar. Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar? En is alle aangesigte in bleekheid verander? Vers 7. Wee, want die dag is groot sonder weergawe. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. Vers 8. En op die dag, spreek die Here van die leerskare, sal ek sy juk verbreek van jou nek af en jou stroppe stikkend ruk. En vreemdes sal hom nie meer daar diensbaar maak nie.
Die goddelose sal nie meer by jou deur kom aanklop en wil oorneem wat aan jou behoort nie. Maar hulle sal die Here, hulle God, dien en hulle koning Dawid, wat ek vir hulle sal verwek. Jy dan, wees nie bevrees nie, o my knegt Jakob, spreek die Here, en wees nie verskrik nie, o Israel, want kyk, ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap. En Jakob sal terugkom en sit en gerus wees sonder dat iemand hom skrik maak. Nou as ek en jy hierdie lees, dan lees ons dit as ons is die afstammelinge van ons voorvaders. En dan lees ons dit as Jakob is nou 'n kind en ons is 'n kind. So God, wanneer ons na hom bly roep, sal hy ons red. Hy's 'n regverdige God wat omgee, wat sy kinders wil verlos. Maar ons kan nie in sonde verlos word nie. As jou kind stout is, vind jy 'n manier om daai kind te leer dis verkeerd. En daai manier is nie altyd vir die kind lekker nie. Ja, en jare later word jy dalk verwy daarvoor. Maar dit is 'n hardnekkige een wat verwyd. Dis 'n hardnekkige, rebelse een wat verwyd. Die een wat homself ondergeskik aan God stel. Hou vas en hy verander sy gees, hy verander sy denke, hy verander sy karakter, hy verander sy doen en late om meer te wees, soos Christus wil hê hy moet wees. Maar wanneer ek en jy verander, kan ons ook soos hierdie in Jeremia 31 vers 3 aanneem. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou liefgehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Dis hoe die Here met my en jou werk, want dis sy karakter, dis wie hy is. Ek sal jou weer bou, in vers 4, en jy sal gebou word, o jonkvrou van Israel. Jy sal jou weer versier met jou tamboeryne. Hoekom tamboeryne? Dit is 'n instrument wat vreeslik vreugdevol is. Altyd vol vreugde en altyd raas as jy hom raak en uittrek in die koordans van die spelers. So jy sal weer vrolik wees en weer dans voor die Here. Jy sal weer wingerde plant op die berge van Samaria. Die planters sal plant en die vrugte geniet, want die dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep. Maak jou klaar en laat ons optrek na Sion, die heilige berg, na die Here, ons God. Want so sê die Here, jubel oor Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies. Laat dit hoor, sing lof en sê, o Here, verlos u volk, die oorblyfsels van Israel. Kom ek en jy maak in ons harte uit, dat God woon onder die lofsange van my en jou. En wanneer ek en jy in lof uitbreek voor hom, en ons erns bedoel met wat ons sing, en ons eintlik in ons sang dit teenoor die Here uitspreek as 'n versigtiging of as 'n dankbaarheid, dat hy ons verhoor, dat hy elke woord gebruik om ons terug mee te kom bederf. Worship beteken om vorentoe te kom en God te kus. Ek wil worship. My hart is 'n worship hart, want ek wil God lief hê met alles in my.
Keer terug na die plek waar jy weer kan lief hê, waar jy daai liefde teenoor hom uitstort. En wanneer ons uitstort, ontvang ons ook. Want hy's 'n goeie God met goeie gawes. Ja, jou saak verander dalk nie dadelik nie, maar jou hart verander. En jou binneste, jou gees sien nuut, hoor nuut, ervaar nuut en kry rigting. Dit is so nodig dat ek en jy gedurig sal soek na die Heilige Gees se raad en sy leiding om ons te wys hoe om op te tree, hoe om vorentoe te gaan, hoe om deur moeilike goed te kom. En veral in die tye waarin ons leef, waar elke tweede Jan Rap en sy maat offended is oor alles en nog wat. Party mense het soveel offense in hulle, dat as jy vir hulle sê hulle het 'n mooi hemp aan, of hulle het 'n mooi rok aan, of hulle het 'n pragtige paar skoene aan, is hulle offended want jy was jaloers. Hulle kan nie net die goedheid van jy het bedoel, hulle het 'n paar mooi skoene aan, kan hulle nie ontvang nie. En as hulle nie kan ontvang nie, is dit nie jou probleem nie, dis hulle probleem. Gaan jy net voor die Here en sorg dat jou hart skoon bly. Dis so moeilik as die woord van die Here sê, die broederskap moet bly. En daar's tweespraak tussen broeders. En die party wat dit nie veroorsaak het nie, kan dit nie regmaak nie. Want ons geen manier om met die ander een te kommunikeer nie. Dis so moeilik dat jy nie dan in jou hart ook offense ontwikkel nie. Bring jou offense voor die Here. Vergewe diep en opreg en ten volle, sodat jy nie met bitterheid belaai en belas word nie. Bitterheid hou ons terug. As jy wonder hoekom kry jy nie daai breakthrough, daai deurbraak wat jy so voor bid nie, gaan ondersoek waar in jou hart het jy 'n offense dalk nie voor om verskoning gevra nie, of het jy dalk iewers dalk nie vergewe nie. Gaan vra in jou hart. Jy weet baie keer in die maniere hoe ons, ag nee wat, ek gaan nou nie met daai mense kuier nie, want hierdie en hierdie is my rede. Net die feit dat jy 'n rede het hoekom jy nie met hulle gaan kuier nie, en daai rede iets teen hulle is eintlik omdat jy iewers offense gevat het. Of nee, ag ek gaan nou nie bel nie, want dan moet ek weer na die hierdie of daardie luister, of hierdie of daardie rede hoekom jy nie wil praat nie. Weet jy mis uit op die grootheid van God en op dit waarmee hy jou wil bederf, op dit wat hy vir jou wil doen, maar jy kan nie voor die troon kom terwyl daar 'n offense in jou hart is nie. Want die Here wag vir jou in die troonkamer om die offense uit te sorteer, om dit te laat gaan, om te vergewe, om vry te spreek, om los te maak. Ja, daar is baie keer moeilike situasies waar jy dit graag vir die persoon sal wil sê, en jy sal graag wil versoen, maar die persoon wil dalk nie versoen nie. Die Here sal met hulle werk. Hou net aan vir jou vyande te bid. Hou aan vir jou vyande te bid. Bid sonder ophou. Bid. Dan sal dit deurbreek. Die Here hoor jou versigtiging. Skryf neer wat jy bid, sodat wanneer die Here vir jou kom oopbreek, dat jy ook kan leer uit jou eie situasie van gebed. Want om te bly bid en nie te weet wanneer jy deurbreek nie, maak nie dat jy volgende keer gaan weet hoe om die pad te volg nie. So skryf wat jy bid. As jy bid dat die Here liefde sal wek, of 'n sagte hart sal bring, dat die Here versoening sal bring, dat die Here regstelling sal bring. Wanneer ons in die troonkamer voor die Here kom werk hy altyd eerste met my en jou. Hy kom wys altyd eerste wat is daar in my en jou.
wat ons moet hanteer, voordat hy die uitkoms kan bring in die saak. Partykeer het 'n mens onderliggende kwaad, maar jy dink nie jy is meer kwaad nie, want jy was te lank al in hierdie situasie. Maar eintlik het jy nog nooit die kwaad voor die Here kom neerlê nie. So die kwaad heers nog eintlik somewhere daar diep binne. As ek en jy voor die Here kom, en ons kom lê hierdie kwaad neer, en ons sê, Here, vergewe my, want ek was eintlik offended, ek was eintlik kwaad vir hierdie persoon. Ek is eintlik erg teleurgesteld en omgekrap binne in my siel in. Ek het dit nie besef nie. Vergewe my, Here. Vergewe my dat ek nie my hart bewaak het nie. Ek het gedink ek het, Here, maar ek het dit nie goed genoeg gedoen nie. Help my, Here. Help my om vry te wees. Vry te wees en hulle te laat gaan. Ek gee hulle nou aan U oor, Here, en ek vra, bederf hulle met U liefde. Vou hulle toe met U heerlikheid, Here. Kom wys die ware weg in hulle. Vader, sodat ons saam spoedig weer U sal kan loof en aanbid. Wie weet, dalk is daai gebed van jou. Die gebed wat die houvas in die gees sny. Die gebed wat die deurbraak bring, wat ook jou finansies en hulle finansies release. Wie weet, dalk is dit die ding wat jou so moeg maak dat jy nie in die nag slaap nie. Dalk is dit die ding wat jou hart uit ritme uit laat gaan. Dalk is dit die ding wat jou genesing terughou. So wees haastig om reg te maak. As jy probeer regmaak het en dit het net erger geword en jy het nou maar teruggestaan as gevolg van, hou aan bid, maar bid gebede van oorwinning en regspraak. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons het nie die antwoorde as U, o Heilige Gees, ons nie begelei nie. Ons het geen wysheid in onsself as ons nie na U toe draai en vir U kom vra nie. Ons het niks, Here, wat ons regverdig of geregtig maak op enige iets, behalwe U bloed nie. Vader, kom vergewe ons eie aandeel in hierdie sonde van offense. Vergewe ons die kere wat ons onsself wil beskerm teen ander. Here, vergewe ons dat ons eerder die gemaklike area kies. Heilige Gees, kom lei ons, sodat ons vry sal wees, sodat ons siel vry sal wees, sodat ons hart verkoop sal wees met U heerlikheid en met U krag en met U heiligheid, en dat U ons kom losmaak van hierdie wêreld wat ons terughou, Here. Daai goed wat in ons kleintyd gebeur het, wat ons nog mense voor vies oor is, of kwaad oor is, oor nog steeds seer gemaak oor is. Here, kom vergewe daai persoon wat dit aan ons gedoen het. Ons spreek hom nou vry in die naam van Jesus. Noem daai persoon se naam. Here, en ons vra dat U met hulle siel sal werk. Dankie, Vader, dat U genesing oor hulle sal kom, en dat hulle siel bevry sal wees van die sonde van hulle jeug. Dankie, Vader, ook dat U die impak van daai werke van hulle op my lewe breek en die houvas van dit kom breek. Dankie, Here, dat ek hulle kan vryspreek en kan laat gaan. Dankie, Vader, dat ek U guns en U heerlikheid en U voorspoed en U goedheid oor hulle nou kan afbid en kan vra, Here, verander daai harde hart in 'n sagte hart, sodat hulle kan loskom uit die leuen van hierdie wêreld. Here, sodat hulle oë gefestig kan wees op U. Heilige Gees, moet hulle nie los nie. Vat hulle harte vas. Besoek hulle in hulle slaap. Bestuur mense hulle pad. Laat die engele aan hulle verskyn. Watter manier U ook al kies, Here. Bevry hulle. Gee hulle 'n kans, Vader. Ons smeek vir 'n kans vir hulle siele. Omdat U 'n goeie Vader, en ons weet
U het aan die kruis gesterf vir ons almal se siel. Here, en daarom kom hou ek hierdie handjie vol mense in my lewe vir wie ek bid voor U vanmôre. En ek vra, kom met die Heilige Gees en breek elke skans wat terughou, dat hulle U nie in volheid kan sien nie. Vader, waar mense vasgevang is in 'n gees van godsdiens, maar hulle het geen verhouding nie. Kom vra ek dat U hulle sal losbreek. Dankie Here, dat U hulle losbreek en in U wortel en toevou en uitred uit hierdie skille wat oor hulle gees gevorm het. Vader, sodat U heerlikheid en U krag en U heiligmaking in die plek daarvan nuwe lewe kan bring. In die naam van Jesus kom bid ons dit. Amen.